Goeiedag en baie welkom by die program Ontsluit die Woord. Die tema waaroor ons vandag gaan gesels is die versorging van siele. Hoe ons siel kan versorg, sielsversorging of sielsorg. En ons gaan kyk na Paulus se manier van verstaan hoe ons na siele kan omsien, mense rondom ons, maar ons sal natuurlik ook moet kyk hoe ons na onsself kyk, voordat ons na ander mense wil kyk. Nou ons weet dat Paulus in 1 Korintiërs 2 en in 1 Tessalonisense 5 gebruik maak van 'n uiteensetting wat die liggaam van die mens verduidelik. In 1 Korintiërs 2 lees ons dat Paulus skryf dat die gees van die mens die verborgde dinge van die mens ken en dat die gees van God die verborgde dinge van God ken. En so ook ken niemand die verborgde dinge van die mens behalwe die gees van die mens nie. Paulus skryf in 1 Tessalonisense 5 vers 23, skryf hy, mag die Vader julle gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees op die dag wanneer ons Here Jesus terugkom. En dan skryf Paulus in Efesiërs 3, bid hy dat die innerlike mens van die Efesiër gemeente sterk sal word, en dat hulle innerlik sal besef, hoe groot, hoog, wyd, diep en ver die liefde van die Here vir elkeen van hulle strek. So bid hy ook in Efesiërs 1 dat hulle geestesoë moet oopgaan sodat hulle kan sien watter heerlikheid hulle roeping inhou en dat hulle ook kan raak sien dat die krag van die opstanding in elkeen van hulle werk. Vir ons vandag is dit baie belangrik om te gaan kyk na ons innerlike mens. Daar's baie mense wat Paulus se versie in Tessalonisense volg deur gebruik te maak van die verduideliking dat ons 'n gees, siel en liggaam het. En dit noem ons die trichotomie of die ou Romeinse verduideliking dat daar 3 komponente in 'n mens bestaan, waarna Paulus natuurlik verwys in 1 Tessalonisense. So baie mense verduidelik vir jou dat jy in jou gees aan God gekoppel moet word en dat jou geesmens deur die Here in jou liggaam geplaas is en dat jou siel bestaan uit jou emosies en denke en vrye wil en natuurlik jou liggaam dan fisiologies. Dan is daar mense wat verwys na Paulus se Korintiërs uiteensetting wat praat van 'n liggaam en 'n gees wat dan vir ons sê daar's 'n innerlike mens wat moet funksioneer. En dan is dit natuurlik die innerlike mens en die geestesoë waarvan Paulus praat in Efesiërs hoofstuk 1. Nou ek wil hê ons moet vandag fokus op die komponent waarmee ons met die Here verbind. En in die eerste plek dink ek moet ons mooi verstaan dat Paulus eintlik in 1 Tessalonisense 5 vers 23 wanneer hy praat van die gees, siel, liggaam, praat van die heel mens wat alle fasette van die mens insluit. Mag God jou na gees, siel, liggaam so bewaar. Met ander woorde, mag die Here jou in totaliteit bewaar. Sekerlik het Paulus nie bedoel dat ons in verskillende afdelings van ons menswees as sulks bewaar moet word nie, maar baie meer die totaliteit. Want sien, ons gedagtes en ons emosies speel 'n fundamentele rol in ons geloof, ook in ons alledaagse lewe en in ons gedrag. So kan ons liggame natuurlik ons ook volgens die vlees in sonde lei of kan ons liggame met emosionele siektes sit of fisiologiese siektes sit wat die lewe vir ons moeilik kan maak. Wat ons laat voel dat ons nie onberispelik is nie, maar tekortskiet. Dink byvoorbeeld aan mense wat aan depressie ly, hoe swaar baie van hulle kry om hulle geloof altyd suiwer te kan ervaar, weens die feit dat hulle morbied en soms negatief en depressief is. Maar ek dink wat almal mee sal saamstem, is dat ons 'n innerlike mens het, dat ons aan die binnekant 'n innerlike mens het wat op 'n manier bewus raak van God. En dat ons in die innerlike mens aangeraak word deur die Heilige Gees, dat ons deur die woord innerlik gevoed word met die brood van die ewige lewe en dat Jesus ons innerlike honger en dors stil omdat hy die brood van die lewe is en omdat hy die strome lewende water uit ons binneste laat vloei. So moet ons ook onthou dat ons in ons gedagtes deur God aangeraak word wanneer ons iets aangrypends in die woord lees. Inteendeel, Paulus staan baie sterk op die feit dat ons
gedagtes moet vernuwe, dat ons gedagtes gelykvormig moet word aan die beeld van ons Skepper, dat ons gedagtes 'n heilige offer moet wees wat vir God aanneemlik is, dat ons gedagtes deur God getransformeer moet word. Ons gevoel is ook natuurlik 'n area waar ons deur die Here aangespreek kan word. Ons kan God emosioneel ervaar. So kan ons ook fisies bewus raak van God en bewus raak van sy teenwoordigheid in die natuur, deur dit wat ons natuurlik hoor of sien, 'n natuurtoneel, die geluide van diere wat vir ons in ons wese aanraak, om die grootheid van God raak te sien in sy skepping. So ek dink almal kan saamstem dat ons in gees, siel en liggaam reageer op God en dat elkeen van hierdie fasette vir ons ietsie inlaat van wie God is. Maar op die einde van die dag, dat al die inligting wat deur ons sintuie en oë en ore gaan, na ons innerlike wese toe gaan, na die senter van ons wese, die fynsensitiewe self, daar waar ons in voeling is met die Heilige Gees. Natuurlik moet ons gedagtes ook in voeling wees met die Heilige Gees en moet ons emosies ook in voeling wees met die Heilige Gees as ook ons liggaam. So dit bring ons natuurlik dan by die punt dat ons moet bestaan, dat ons in die eerste plek moet kyk na onsself as 'n geheelwese. Dat ons versigtig moet wees om onsself op te deel in kompartemente en te dink dat ons kompartement vir kompartement moet uitsorteer. Want wanneer ons die Here in ons lewe toelaat, dan laat ons die Here tog toe in al ons komponente. Miskien is dit net belangrik dat ons vir die Here sê dat hy beheer moet neem oor ons liggaam, oor ons emosies, gedagtes en oor ons innerlike mens en oor ons vrye wil. Dat ons deur ons gebed bely dit wat baie mense in teorie sê moet gebeur. Want wanneer ons dit in praktyk bely en teenoor die Here vra, dan kom die Here en verander hy ons. As ons vir die Here vra om ons innerlike mens nuut te maak, om ons geesmens wakker te maak, dat ons nie so lê wanneer ons deur verdrukking gaan nie, dan kom raak die Here tog vir ons aan met sy krag. Kom help hy vir ons weer om in die skepingsorde te funksioneer waarvoor hy ons geskape het. En daarom is dit belangrik dat ons ook moet onthou wat hy skryf in 1 Korintiërs 2, dat die gees van die mens al die verborgde dinge van die mens ken. So vir Paulus gaan dit oor die innerlike wese wat 'n goddelike kennis het of kennis het van wat in die mens gebeur. En baie mense sê dat die gees van die mens deur die Here daar ingesit is om natuurlik die liggaam aan die gang te hou. Dink byvoorbeeld aan Spreuke 17 in die ou vertaling wat sê, as die gees van die mens gaan lê, dan sal die gebeente van die mens verdroog of verdor of gaan plat lê. En wat sal die gebeente dan aan die gang hou? En daarop praat ons daarvan dat ons as mens geestelik moet lewe. Dit beteken nie dat ons die fisiese wêreld rondom ons ignoreer nie, maar ons moet vanuit 'n geestelike dimensie funksioneer. Vanuit 'n geestelike dimensie moet ons na die lewe kyk. Ons moet deur die oë van die Here kyk na die wêreld rondom ons. En dit gaan vir ons bring by 'n innerlike vrede en 'n innerlike genesing en 'n innerlike ervaring van God se teenwoordigheid in ons lewe. Dat sy krag in ons lewe manifesteer, dat sy krag deur ons werk en dat ons sy krag in ons lewe sal ervaar. Dis sy krag wat ons verander, sy krag wat ons genees, sy krag wat ons transformeer en dis sy krag wat vir ons natuurlik in ons lewe terug herskep na die orde waarvolgens hy wil hê ons moet lewe. Daarom dat Paulus in Efesiërs 1 bid, dat ons geestesoë moet oopgaan, dat ons sal sien hoe heerlik die roeping is wat die Here vir ons het en hoe sterk die krag is wat in ons werk. En dit is dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het. En daarom kan jy vandag in jou lewe verseker weet dat hierdie krag, die opstandingskrag in jou lewe werk, dat die opstandingskrag van ons Here Jesus Christus in jou lewe vir jou nie net die deurslaggewende faktor gee nie, of is nie, maar dat hy jou lewegewende faktor is, wat alles in jou lewe bepaal. En dan gaan ons kyk na hoe ons siel moet versorg. Kom ons praat vandag oor ons siel, die radwerke van ons siel, die radwerke van ons innerlike mens, en hoe ons as 'n sielsmens funksioneer. Larry Crabb skryf in sy boek dat hy sielsgesprekke met God wil voer, en dat hy nie meer kan sien om met homself selfgesprekke te voer nie. Sielsgesprekke
wat ek in vorige programme al na verwys het, gaan daaroor dat ons op so 'n manier praat in die lewe dat God se teenwoordigheid in ons lewe manifesteer. Dat ons bewus raak van wie God is, hoe God werk en hoe God funksioneer in ons lewe. En dit gaan beteken dat ons die inhoud van die Bybel vat en daarvolgens werk. Dat ons sal gaan kyk hoeveel keer Paulus en Jesus oor die Vader praat. Hoeveel keer Paulus oor Christus praat. Wat ons alles van God leer. Wat ons alles van God leer in die Ou Testament. En hoe ons as mense bewus moet raak van die feit dat dit God is wat beskryf word in die Bybel. Dat God se liefde beskryf word, dat sy teenwoordigheid beskryf word, dat sy lankmoedigheid en genade beskryf word in die Ou Testament, dat daar profesieë in die Ou Testament geskryf is oor Christus se koms en dat ons moet raak sien op watter manier God sy kinders versorg, selfs al doen hulle sonde. Dink aan Israel en gaan dink aan alles wat die Israeliete verkeerd gedoen het, maar dat die Here nog steeds na hulle gekyk het ten spyte van wat hulle gedoen het en wat hulle aangevang het en al die verkeerde dinge en dat die Here telkens in hulle lewe vir hulle versorg en terugbring om sy volk te wees, sy kudde, na wie hy wil omsien. Gaan dink aan Jesus wat aarde toe gekom het om ons sondes te kom red, om ons te kom red van die verderf, om sonde se mag en krag te breek en om ons vry te maak van sonde en ons verhouding met God te versoen. Op watter manier Christus vir ons sorg. Dit moet ons raak sien. Ons moet raak sien dat hy sy lewe vir ons gegee het. Dink ook aan sy gebed vir die disippels in Johannes 17, waar hy bid dat die disippels die Vader sal ken en dat die disippels sal weet dat hulle nie van hierdie wêreld af is nie, dat hulle in hierdie wêreld is, maar nie van hierdie wêreld nie. En hoe Jesus vir hulle versorg deur hulle voete te was en hoe hy hulle voorberei op sy dood en vir hulle verduidelik wat gaan gebeur en wat volgende in lyn is. Dat hy vir hulle omgee, dat hy vir hulle bid, dat hulle bewaar sal wees van die duiwel. Dat hy vir mense sorg wat arm is, dat hy vir mense sorg wat uitgestoot is, dat hy vir mense sorg wat veroordeel word, dat hy vir mense sorg wat siek is en malaats is, en dan dat hy sorg vir die mense wat uitgestoot is deur handfigure. En dan kan ons ook gaan kyk hoe die Heilige Gees vir ons sorg. Johannes 14, 15, 16 lees ons van die spesiale helper. Lees ons dat die Heilige Gees die een is wat in ons lewe vir ons sorg, na ons kyk, ons salf, ons toerus, vir ons wysheid gee en krag gee en insig gee, en dat hy op alle maniere vir ons sorg, en dat hy die strome lewende water is, dat ons binneste uitvloei, en dat hy die een is wat ons geestelike dors vir ons les, en dat hy vir ons herinner aan die woorde van ons Here Jesus Christus. So in 'n kort stukkie in 'n netedop kan jy verstaan hoe omvangryk God se versorging is vir ons as mense, en dat ons die 3 ankerpunte van die Vader, Seun en Heilige Gees in ons lewe nooit moet vergeet as dit kom by die versorging van ons siele nie. Want as dit nie vir die Vader, Seun en Heilige Gees was nie, was ons as mense nooit na wense versorg nie. Dis net God wat ons in totaliteit kan versorg. Dis net God wat in ons lewe na ons kan kyk op so 'n manier dat ons kan lewe soos wat hy van ons vra. Dit is die eerste wat ons wanneer ons na sielversorging kyk, moet verstaan. Die versorging wat God die Vader, Seun en Heilige Gees vir ons in ons lewe gee. Die tweede faset waarna ons moet kyk is selfversorging. Hoe ons na onsself gaan kyk, hoe ons in ons lewe gaan stil word voor God, hoe ons sy woord gaan bestudeer, hoe ons al die fasette wat ek voorheen nou genoem het in die program gaan in ons lewe implementeer en toepas. Want dit help nie ons is Christene by naam, maar nie praktiserende Christene nie. Ons kan nie Christene wees wat geheim agente is vir God nie. Ons moet Christene wees wat aktief ons geloof uitleef, wat in ons lewe seker maak dat ons in alles wat ons doen seker is dat ons gehoorsaam is aan God. So ons sielversorging lê in die feit dat ons tyd afsonder, tyd afstaan om met God deur te bring, sy woord te bestudeer, kennis op te doen, verdere studie in die woord, stil te word in gebed, gehoorsaamheid aan God, heiligmaking,
Leer om te luister na die stem van die Heilige Gees in ons lewe in te rig volgens die stem van die Heilige Gees. Leer om volgens God se woord te lewe en soos Paulus te wees, dat ons vir Jesus volkome navolg in ons lewe. As ons dit doen, kyk ons na onsself geestelik en versorg ons ook ons siele, want dit gaan dan beteken dat ons vanuit ons innerlike mens lewe, vanuit ons sielsmens lewe, en dat ons sal kans sien vir alles wat rondom ons gebeur. So ons moet in ons lewe weet dat ons in die oorwinning leef, wat die Here Jesus Christus vir ons gee, en dat ons sy kinders is, en dat geen magte of kragte in ons lewe ons kan wegvat van God se liefde nie, soos ons lees in Romeine 8 van vers 31 tot 33, dat daar niks is wat ons van sy liefde kan skei, sy krag en teenwoordigheid nie. En daarom weet ons, wanneer ons na onsself kyk, ons veilig bewaar word deur God teen die bose, teen die aanslae van die bose, teen die werkinge van die bose, en het die bose geen reg in ons lewe nie, omdat ons natuurlik kinders van God is, wat aan hom behoort, kinders van God is, wat deur hom veilig bewaar word. En dit bring ons by die derde faset van versorging van ons siele. Dit beteken dat ons ander mense moet toelaat om in ons lewe vir ons te help. Ons moet mense toelaat om in ons lewe inspraak te lewer. Ons moet mense leer vertrou. Al het ons seer gekry, al is daar mense wat ons teleurgestel het, of mense wat in ons lewe vir ons vertrouelinge was, wat later nie meer dit was nie, maar wat hulle rug op ons gedraai het. Dit kan gebeur dat baie mense ons seer maak, maar tog is dit belangrik dat jy as gelowige ander mense moet toelaat om saam met jou te bid, saam met jou die wil van die Here te soek, sodat jy ook in jou lewe kan weet dat mense saam met jou 'n pad stap. Ander gelowiges kan jou bemoedig, soos wat jy hulle bemoedig. Paulus leer ons op soveel plekke van die mekaar tekste. Julle moet mekaar bemoedig, julle moet mekaar se laste dra, bid vir mekaar, lê mekaar hande op en so aan. En dit help ons dan om te verstaan dat daar ook ander mense vir ons is. Mense wat daar is om ons te help, om ons te bemoedig. En ons moet ons nie self daarteen verset of weerstand bied nie. Ons moet dit toelaat as mense vir ons omgee. Ons moet regtig, wanneer mense opreg is en opreg in ons lewe belangstel, reageer daarop. Want sonder mense kan ons nie funksioneer nie. Daarom is dit ook belangrik dat ons aan 'n gemeenskap van gelowiges moet behoort. Aan 'n groep waar ons saam kan aanbid, al is dit 'n klein groepie. Al is dit net 2 of 3 mense, sê Jesus, daar waar ons so klein groepie bymekaar is, daar is hy ook teenwoordig. En kan ons ook vanuit sy teenwoordigheid lewe. So wanneer ons gaan kyk na versorging van ons siel, dan begin ons by die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons gaan kyk na die versorging wat ons vir onsself nodig het, en dan gaan kyk ons ook op die manier wat ander mense vir ons daarmee kan help. Wat verder belangrik is, in die 4de plek, is dat ons doelgerig ons lewe elke dag van vooraf moet begin. Doelgerig vir onsself moet sê, ek moet vandag aanpak met 'n insig en 'n perspektief wat ek vandag by die Here gaan kry. Dit gebeur so maklik dat ons ons lewe wil aanpak of onsself versorg op grond van wat ons in die verlede gedoen het. En dit is so, baie dinge van die verlede kan baie goed werk. Maar dit is ook so dat baie dinge van die verlede nie meer vandag werk nie. En daarom is dit so belangrik dat ons moet sê, elke dag as ons opstaan, staan ons op, dis 'n nuwe dag, soos wat die woord van die Here ons leer. Die liefde van die Here is nuut elke môre. En daarom is elke dag vir ons nuut. Elke dag is vir ons 'n nuwe dag, 'n nuwe geleentheid, 'n nuwe kans. Wat ons kan sê, ons kan in hierdie dag ingaan wat die Here vir ons gee. Ons kan alles aangryp wat ons van God kry. En ons kan in hierdie dag voluit ingaan en voluit lewe en die dag aangryp en die tyd uitkoop, soos Paulus vir ons leer. Die vyfde wat belangrik dan vir ons is, nadat ons die dag aanpak met 'n nuwe ingesteldheid, met die openheid om iets nuuts te leer, is die 5de ding wat vir ons belangrik is, dat ons moet ophou om vas te hou aan dinge van die verlede. Ons moet ophou vaskleef en ons moet leer om dinge te laat gaan. Wanneer ons onsself regtig wil versorg, dan moet ons ontslaa raak van hierdie dinge wat ons in ons lewe vashou. Onvoltooide verledes, dinge wat ons nog nie afsluiting oor het,
oor die verlede nie. Dit kan maak dat ons met soveel toue in ons hande staan van die verlede, dat ons letterlik dit vashou en met ons oë net na dit kyk en alles in ons vermoë doen om dit vas te hou. En daarom moet ons leer om dit te laat gaan. So wat is daar in jou lewe wat jy moet laat gaan? Wat is daar wat jy agter jou moet sit? Paulus skryf in Filippense 3, ek maak my los van dit wat agter is en ek strek my uit na dit wat voor is. En wat is dit waarvan jy moet losmaak? Wat is dit wat jy moet agterlaat? Ons weet Paulus verwys na sy eie lewe waarop hy nie baie trots is nie. Dit kan ook wees sonde, dit kan enigiets wees. So begin met die losmaakproses en begin jou uitstrek na wat voor is, die wenstreep om die prys te behaal, om by Christus te wees. Dat Christus vir jou alles in jou lewe raak. So dit gaan jou help om dinge te laat gaan. Die 6ste om jouself te versorg, wat baie belangrik is dat jy jouself nie sal oordeel nie. Dat jy jouself nie sal kwaadlik neem vir die foute wat jy maak nie, maar dat jy leer om jouself daarvoor te vergewe. En dat jy sal leer dat jy dit wat jy gedoen het wat verkeerd was, vir jouself begrip te hê, dit vir die Here te gee. En natuurlik die Here te vertrou, dat sy genade vir jou genoeg is. Met ander woorde, dat jy nie hard op jouself sal wees nie, maar dat jy jouself ook die geleentheid gun om foute te maak, veral in die verlede, maar dat jy nou daarna sal kyk sonder om jouself te oordeel, want as jy jouself oordeel, bring dit skuldgevoelens tot gevolg. En is juist hierdie skuldgevoelens wat jou in jou lewe soveel probleme kan gee. In die 7de plek moet ons dan ook na die lewe kyk uit die oog van genade. As God genade het vir jou, dan moet jy vir jouself genade hê. As die Here genade vir jou het, moet jy ook genade hê vir ander mense. Moet jy ook vir ander mense kan genade bewys. Omdat genade nie iets is wat jy besit nie, maar ontvang, moet jy dit ook weggee. Sien jouself in genade raak. Sien jouself vanuit God se genade en dat die Here vir jou genade en vergifnis het. En vergewe jouself en vergewe ander, soos wat die Here ook vir jou vergewe. Dit bring ons dan by die laaste beginsel wat vir jou belangrik is, en dit is om te aanvaar wat jy nie kan verander nie. So as jy mooi na jouself wil kyk, dan gaan dit belangrik vir jou wees om in die laaste plek te aanvaar. Alles wat ek genoem het tot nou, al die bogenoemde punte tot nou, is punte wat ons in ons lewe moet aanvaar. Ons moet aanvaar dat God drie-enig in ons lewe betrokke is. Ons moet aanvaar dat dit hy is wat vir ons in die regte verhouding plaas met homself. Ons moet aanvaar dat Jesus ons sondes vergewe. Ons moet aanvaar dat die Heilige Gees in ons woon, dat ons geestelike dors geles word en laat strome lewende water uit ons binneste vloei. Ons moet aanvaar dat ons verantwoordelik is vir ons eie geestesgesondheid. En ons moet aanvaar dat ons die verantwoordelikheid het om na onsself te kyk, geestelik sowel as fisies en emosioneel. Ons het die verantwoordelikheid om ander mense ook toe te laat om ons by te staan wanneer dit met ons swaar gaan, of wanneer ons swaar kry. En daarom moet ons na onsself kyk. Ons moet nuut begin. Ons moet elke dag nuut begin. Ons moet aanvaar dat gister verby is. Soos Jesus vir ons leer, moenie aan môre dink en oor môre so baie bekommer nie. Dit is belangriker om vandag God se koninkryk te soek en aanvaar dit dat God se koninkryk vir jou die heel belangrikste in jou lewe is en dat jy vanuit God se koninkryk moet funksioneer. Aanvaar dit dat jy die verlede moet laat gaan. Aanvaar dit dat dit verby is. Aanvaar dat sekere dinge gebeur het en dat jy niks daaraan kan doen nie. En gee dit vir die Here. Los dit by hom, vir al die dinge waaraan jy niks kan doen nie. Jy moet ook aanvaar dat jy sonder skuldgevoelens mag lewe. Jy moet aanvaar dat jy gesond mag word, dat jy mag genees, dat jy emosioneel sterker en beter kan voel. En jy moet aanvaar in jou lewe dat jy jouself is, dat jy is wie jy is, en dat jy nie iemand anders kan wees nie. Jy moet aanvaar dat die Here jou gemaak het, soos wat jy tans is, en dat jy aan hom behoort, en dat jy lewe vanuit jou kindskap met hom.
Aanvaar vandag ook die genade van die Here in jou lewe. Aanvaar die liefde, aanvaar sy teenwoordigheid. Aanvaar al die goeie dinge wat die Here vir jou uit sy hande uitgee. Maak oop jou hande. Ontvang dit by die Here. Neem dit aan. Neem sy liefde aan. Neem sy teenwoordigheid aan. Ervaar dit en bly afhanklik van hom en bly bewus van wat hy in jou lewe vir jou doen. Ons het vandag gesels oor selfversorging en wat dit beteken om jou siel te versorg. Ek hoop dat jy in hierdie program aangeraak kon word en bewus kon raak van hoe belangrik dit is om na jouself te kyk en jou siel te versorg. My gebed is dat die genade van ons Here Jesus Christus by jou sal wees, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê.